Broers en susters, dit is 'n voorreg om so saam te kan wees in die naam van Jesus Christus. Hy het beloof dat waar gelowiges bymekaar is in sy naam, selfs al is dit min, is hy in hulle teenwoordigheid. Ons maak die woord van die Here oop in die Nuwe Testament, Johannes 11, en dan gaan ons ook 'n gedeelte lees uit Johannes 12 uit. Eerstens kyk ons na die laaste 2 verse van hoofstuk 11, en dit speel af kort voor die Paasfees. Die mense is reeds op pad na Jerusalem om te gaan voorberei vir die Paasfees om dit te kan bywoon. Vers 55. Die Paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die Paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig. Hulle het daar na Jesus gesoek, en waar hulle in die tempel gestaan het, vir mekaar gesê, hoe dink julle? Hy sal seker nie fees toe kom nie, of hoe? Nou kan ek sommer vir u noem, die mense was twyfelagtig of Jesus gaan kom, omdat hulle die gerugte gehoor het, dat die godsdienstige leiers beplan het om Jesus dood te maak. En die kans dat Jesus dan volgens hulle opinie sou wegbly, was baie goed. So ons lees dan in vers 57, die priesterhoofde en die fariseërs het toe al klaar opdrag gegee, dat as iemand weet waar Jesus is, hy dit moet aangee, sodat hulle hom gevange kan neem. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraers gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. In Markus 14 lees ons die gelyke gedeelte, dat Jesus se woorde daar bietjie anderste aangehaal word. Laat staan haar, het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle tog altyd die armes by my, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word van wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Ons fokus vanoggend eerste op Johannes 11 vers 57, die feit dat die fariseërs en die skrifgeleerdes en priesters soek om Jesus gevange te neem, dat hulle hom kan doodmaak. En daarna gaan ons fokus op die gebeure wat ons in hoofstuk 12 gelees het. Maria wat al haar spaargeldjies gevat het en baie duur salf gekoop het en dit dan gebruik om Jesus daarmee te salf. Wat is Jesus vir jou werd? En nou praat ek met elkeen van julle persoonlik. Dink 'n bietjie, wat is Jesus vir jou werd? Of hoeveel
is jy bereid om ter wille van Jesus of vir Jesus op te offer? Die afgelope 2 weke was ons bevoorreg om mense hier te hê van Geopende Deure Sending en Sending Sonder Grense. En ons het by hulle gehoor van hoe dat Christenvervolging besig is om in die wêreld toe te neem. En dis verskriklik. Hulle sê dat elke dag, of elke 2 uur in Nigerië byvoorbeeld, 1 persoon vir sy geloof doodgemaak. Elke 2 uur. Nou, Christenvervolging is een van die tekens wat Jesus genoem het, waaraan ons kan sien dat sy koms naby is. Nou, waarom wil ek nou vanoggend oor Christenvervolging praat? En nee, ek wil nie daaroor primêr praat nie. Maar dit is tog belangrik om hierdie gedeelte te verstaan. Die priesterhoofde en die fariseërs het toe al klaar opdrag gegee, dat as iemand weet waar Jesus is, hy dit moet aangee, sodat hulle hom gevange kan neem. Hulle het reeds, sonder dat Jesus verhoor is, sonder dat hulle met hom gepraat het, besluit hy is skuldig, ons wil hom doodmaak. Ons wil hom uit die weg ruim, omdat hy ons kritiseer, omdat hy ons teenstaan, en hulle het bymotiewe gehad, dit het nie gegaan om God te eer en te verheerlik nie. Dit het gegaan om eie eer en aansien in die geld wat hulle daaruit kon maak. Nou sê Jesus, onthou wat ek vir julle gesê het. 'n Slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Jesus noem dit as 'n realiteit. Christenvervolging is deel van die werklikheid waarbinne ons lewe. Maar ons moenie bang wees vir die moontlikheid van Christenvervolging nie. Ons moenie toelaat dat vrees vir vervolging my uit die kerk begin hou en weghou nie, want as ek nie einduit vol uitgaan vir Jesus nie, dan gaan ek nie in die hemel kom nie. Jesus sê, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Ons is geseënd as ons sterk staan vir die Here. Hy sal vir ons die krag gee om daardeur te kan gaan. Maar in die lig hiervan wil ek vir jou vra, broer en suster, as daar ooit vervolging op jou pad sou kom, sou jy kans sien om einduit voluit vir Jesus te gaan, of sou jy ter wille van eie veiligheid op 'n punt sê, nee, dis genoeg, tot hiertoe en nie verder nie. Ek het 'n vrou en ek het kinders en ek is lief vir hulle. Ek wil nie nou al doodgaan nie. Ek verloon vir Jesus. Nee, ek ken hom nie. Hy is nie my verlosser nie, hy is nie my saligmaker nie. Ek het niks met hom te doen nie. Wat 'n keuse gaan jy maak as dit op jou pad sou kom? Is jy op hierdie oomblik oortuig van jou toewyding en bereidheid om einduit voluit vir Jesus Christus te gaan? Dis slegs die wat einduit getrou is en volhard, wat gered sal word, sê die Bybel vir ons. Maar baie keer het ons die beste voornemens en op die oomblik sê jy vir jouself, ja, ek sal dit doen. Ek weet hoe seker is ek van Jesus en my verhouding met Jesus en hoe opreg is ek met my geloof. Maar as die krisis kom, dan wys dit wie se geloof was werklik reg en opreg. Ek dink aan die disippels wat daardie donderdag aand toe Jesus die nagmaal instel en met hulle gesels, so oortuig was van hulle toewyding, dat hulle almal gesê het, al sou hulle u ook almal in die steek laat. Ek sal u nooit in die steek laat nie, sweer Petrus hoog en laag. En die ander disippels sê dieselfde. En net daarna kom Petrus, al moet ek ook saam met u sterwe, sal ek u beslis nie verloon nie. En wat gebeur daar die aand 'n bietjie later?
Toe Jesus gevange geneem word in die tuin van Getsemane, toe hardloop al die disippels weg. Skielik is hulle bravade en goeie beloftes aan Jesus vergete. My veiligheid is belangrik. Ek kyk eers na myself en dan na Jesus. En almal hardloop weg en laat vir Jesus in die steek. Petrus volg op 'n afstand en daar by die hoëpriester se huis vra die mense 3 keer vir hom, as jy nie een van sy volgelinge nie? En Petrus sweer hoog en laag, nee, ek ken die man van geen kant af nie. En daarna het 'n hand gekraai. En Jesus het hom gewaarsku, Petrus, voordat die hand vandag kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Broer en suster, wat sou jy sê as daar gevaar op jou pad kom oor jou verhouding met Jesus? Sal jy steeds sterk kan staan? Jy weet, dis nou in die tyd wat dit goed gaan, wat my geloof in die Here moet verdiep en verinnig. Ek kan nie wag tot die krisis daar is en dan dink, nou gaan ek sterk staan nie. Dis nou die tyd wat ons moet seker maak dat ons groei in ons geloof. Wat sou jy doen as die vyand kom en sê, hierdie dogtertjie of seentjie van jou, maak ons nou dood as jy nie vir Jesus verloon nie? Sou ons nie maar sê, terwille van die kind, Here, vergewe my, en vir mense, ek ken hom nie. Ons praat so maklik, ons praat so maklik groot, ons maak so maklik beloftes, van al die goeie voornemens teenoor die Here, kom maar baie keer niks nie. En so dikwels oorskat ons eie vermoëns. Waarom? Omdat ons iewerste van die Here begin vergeet het en te veel op eie kragte en vermoëns staat maak, as om op die Here te vertrou. En vir hom te sê, Here God, ek stel U in beheer van hierdie krisissituasie waarin ek my nou bevind. Neem U oor. 'n week gelede het Melissa gepraat oor lysies wat ons opstel, waar ons onsself teen ander mense meet. En sê, die ander mense is so sleg en ons het dit se kritiek op hulle, en ons lyk dan so bietjie beter as hulle. Ons is dan nie so sleg nie. Ons is baie keer geneig om ons neuse op te trek vir mense wat ons dink benede ons stand is, asof ons 'n stand het. Die waarheid is, niemand van ons is beter as enigiemand anders nie, en daarom kan en mag ons nie meer van onsself dink as wat ons van ander dink nie. Baie van u sal hierdie ou tyd se skale onthou. Mens sien dit nou baie min deesdae. Op die een kant sit 'n mens gewiggies, en op die ander kant sit jy die produk wat jy wil weeg, en as die 2 bakke gelyk is, dan weet jy die regte gewig daar beet. Nou kom ons stel nou ons lewe gelyk aan ons so 'n skaal, en ons verhouding met Jesus sit ons op die een kant. Hoe gaan die prentjie lyk as ek myself met God se standaarde begin meet? Ons kan dink ons is goed. Ek het hier die bewustheid van, ja, ek sal voluit en uitgaan vir die Here, maar as God na my kyk, wat sien die Here? Paulus sê in Romeine 12 vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So as ons onsself op so 'n skaal meet, dan kan ons aan die linkerkant sê God se wil, aan die ander kant is ek met my prestasies, en my prestasies dra hoegenaamd nie genoeg gewig nie. Dan besef ons skiet sommer ver te kort aan God se wil vir ons lewe. Talle Christene is deesdae gemakstoel Christene. Dit gaan goed met ons. Ons geloof in godsdienst vra byna geen opoffering of moeite van ons nie. En daarom doen ons die minimum moeite. Ons het gemakstoel Christene geword. Ons wil bedien word. Ons sit agteroor en ons wil opdragte gee, en die ander moet vir ons rondspring. En as hulle nie vinnig is om te spring nie, dan is ons vinnig om te kritiseer. Deesdae vind 'n mens baie min 'n vol kerk. 1 uur van toewyding is vir baie mense te veel gevra. Dis makliker om op 'n Sondagoggend laat te slaap, want ek het die hele
week baie hard gewerk en ek is moeg en ek skuld dit aan myself om 'n bietjie te rus. En dan dink ons, nou gaan ek oor die radio of op die TV of op die internet na 'n mooi boodskapie luister. En dan luister jy so 'n minuut of 2 minute en dan ag nee, dit staan my nou ook nie aan nie en dan skakel jy my af. En ons gaan geestelik agteruit want ons kry nie geestelike kos nie. Party dink na 'n minuut of 2 ek het nou genoeg geestelike kos gekry. Maar my liggaam kan dit nie absorbeer nie. So mense wil toenemend vermaak word en is vinnig om te wys dat hulle verveeld is as dinge nie na hulle smaak is nie. Wie van julle dink 1 ete per week is genoeg? Dit gaan vir my die hele week lank hou. 1 ete 'n week is genoeg. Daar's baie mense wat dink maar 1 ete, geestelike ete, 1 erediens 'n week, 1 geestelike byeenkoms 'n week is heeltemal genoeg of te veel vir my. Maar as jy nie elke dag gaan eet nie, dan gaan jy baie gou begin swak raak. Jy gaan begin siek voel. Jy gaan begin maagpyn kry. En jy gaan nie lekker voel nie en jy gaan nie meer krag hê nie. Daar's nêrens in die Bybel geskrywe dat 'n erediens tot 1 uur beperk moet word nie. As Moses met die mense gepraat het, het hy partykeer sommer deernag met hulle besig gewees. Ons lees ook van Paulus waar hy so opgewonde was oor die evangelie en die boodskap van Jesus, dat toe hy dit met 'n gemeente deel, het dit so laat in die nag geword dat 'n jong man Etigus wat daar in die vensterbank gesit en hy het aan die slaap geraak en toe voeter hy daar uit en hy val morsdood. Paulus het afgegaan vir hom gebid en die Here was genadig, het hom lewendig gemaak. Hulle het Etigus weer saamgevat en hy moes die res van die preek saam luister. En dan het tot die volgende oggend son op aan mekaar gepraat oor die Here en sy werk. Maar vir een of ander rede as 'n preek 'n bietjie lank aangaan, dan staan mense op en loop uit. Ek het nou oordosis kos gehad. Wie vat jy in die gesig? Nie vir die dominee wat daar voor staan nie, jy vat God in die gesig dat jy sê ek wil nie na u woord luister nie. Ek wys my disrespek vir u. Want ons is hier om nie namens onsself te praat nie, maar namens die Here. My broer, my suster, my vriend, dink 'n bietjie as jy ongemaklik is om 1 uur 'n week in die kerk te wees, hoe ongemaklik gaan jy nie eendag in die hemel wees, waar jy al die tyd in God se teenwoordigheid is nie. Ons moet nou begin gewoond raak en dit lekker vind om in die teenwoordigheid van God te kan wees. Ons het gepraat van gemakstoel Christene, ons wil dit maklik hê. Nou kyk ons na mooi weer Christene. Dit is mense wat aanbid, solank dit goed gaan. As dit sleg gaan, dan is ons vinnig om God te kritiseer en te verdink, waarom is die Here so kwaai met my? Ons dink aan Job, toe God Satan toegelaat het om hom te versoek, het Satan al sy goed weggevat, sy kinders is almal dood, al sy besittings is gesteel, al sy slawe is dood, en uiteindelik kry hy sere oor sy liggaam, en hy gaan sit op 'n ashoop, wat in hulle kultuur 'n teken van rou is, en hy het die swere, en hy krap het hier met 'n potskerf stikkend, want hy juk, en dan kom sy vrou by hom en sê, Job, vervloek vir God, kyk wat het hy alles aan jou gedoen wat sleg is, vloek hom en sterf. En Job sê nee, ek kan nie God verkwalik nie, ek loof God. Wat 'n voorbeeld van geloof. Maar baie mense wil hê die Here moet my die hele tyd seën en ek gaan kerk toe sodat hy my moet seën en ek gee dankoffer sodat hy my moet seën. Ek koop my genade by die Here. Daar's baie kerke wat sê saai jou saadjie. Hoe meer jy gee, hoe meer gaan die Here jou seën en dis nie waar nie. Ons kan nie God se genade en seëninge koop nie. Maar dit is die boodskap van voorspoedsteologie, wat nie waar is nie, dis vals. Daar's geen manier waarop ons God se goeie wil en seëninge kan koop of verdien nie. God gee vir my uit genade uit, dis 1%.
So kom ons dink, as ons die punt bereik waar daar werklik van jou prys en opoffering gevra gaan word, om jou verhouding met Jesus in stand te hou, sal jy dit doen? Ja of nee? Jy ken die antwoord, en God ken die antwoord. Maar nou kan 'n mens dit van 'n ander kant af kyk. Wanneer is genoeg? Werklik genoeg? Iemand wat werklik lief is vir die Here, kan nooit genoeg van hom kry nie. Iemand wat werklik lief is van die Here, soek geleenthede om in sy teenwoordigheid te kan wees. Jy gaan nie voel op 'n stadium, nou het ek 'n oordosis gehad, nou het ek te veel geestelike kos ontvang nie. Ek wil nog hê en nog hê en nog hê. Ons kan nooit genoeg in God se teenwoordigheid kom nie. Iemand wat werklik lief is vir die Here, kan ook nooit genoeg vir hom gee of opoffer nie. Jy gaan altyd voel, dit wat ek doen, dit wat ek gee is te min, ek wens ek kan nog doen en nog gee. Want as ek dit weeg en meet teen wat die Here vir my gegee het, kan ek nooit daarmee gelyk preek nie. So ons gee onsself, ons gee ons tyd, ons geld, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil, uit dankbaarheid. Die Bybel sê op soveel plekke vir ons, dis moontlik om selfs in die moeilikste omstandighede met dankbaarheid vervul te wees. Ek gaan vir u so 1,5 minuut na 2 minute se videosnit speel, wat 'n Christenvrou praat nadat haar man doodgemaak is vir sy geloof in Jesus. Hy is onthoof deur ISIS. Welcome to this edition of Christian World News, everyone. I'm Wendy Griffith. Thanks for joining us. Well, imagine seeing your husband, brother, or father brutally killed by religious fanatics. That's what happened to many families when ISIS executed 21 Egyptian Christians in February. While the horrible video led to worldwide outrage, some families are happy that the martyrs kept their faith. And as Gary Lane found out, they're ready to forgive. I was very proud that my husband stood firm in his faith and that he didn't deny Jesus. That surprising reaction is happening 150 miles south of Cairo, in the village of El Aour. Residents there honor the sacrifice of 21 Egyptians brutally murdered last February by ISIS. Their pictures are prominently displayed in the sanctuary of Virgin Mary Church. 13 attended this church. The martyrs left behind family members, like 23-year-old Mariam Farhat. She became a widow when the militants beheaded her husband Malik Ibrahim in Libya. She first learned of his murder when she saw this now infamous video on local television. We were very sad for the first 2 days, but we hadn't seen the video. When we saw them in the video calling to Jesus, we were very comforted. And that's why Miriam and other families say they are now joyful, not sad. Is dit nie 'n kontras as 'n mens kyk na Job se vrou wat vir hom sê, Job, dit gaan so sleg, vervloek die Here. Hier's 'n vrou wie se man doodgemaak is, die pa van haar kinders. En sy sê, ek is bly, ek is dankbaar, ek is opgewonde dat hy einduit volgehou het in sy geloof in Jesus. Wat is Jesus vir jou werd? Dit is sigbaar in jou toewyding en jou opoffering. Nou wil ek die vraag van 'n ander kant vra. Wat is jy vir Jesus werd? Jesus het gesê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, ek lê my lewe vir julle af. In Filippense skryf Paulus, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood
Ja, die dood aan die kruis. Jesus het nie daar op die einde gesê, ja Vader, nee, laat hulle my hel toe gaan, maar ek kyk na myself. Hy het gesê, ter wille van julle, gee ek my lewe, gee ek my alles. Ons kyk nou na Johannes 12. Jesus het die Paasfees gaan bywoon, wetende dat die godsdienstige leiers soek om hom dood te maak. Maar die wete het hom nie afgeskrik nie. Nou, jaarliks het daar duisende mense na Jerusalem gegaan om die Paasfees te vier, en daar was soveel mense wat dit bygewoon het, dat daar in Jerusalem geen blyplek was nie. So hulle het in al die omliggende dorpies ook gaan blyplek soek, en dan nou elke dag ingestap Jerusalem toe. Nou, daar stadium was baie van die dorpies nie so ver as ons dorpe en stede vandag uitmekaar is nie. Jesus het in Betanië gaan bly, en Betanië is so ongeveer 12 kilometer van Jerusalem af, en dit is aan die oorkant van die Olyfberg. So die Olyfberg is waar Jesus se laaste verskyning met die wederkoms gaan plaasvind volgens die Bybel. Nou, wat doen 'n mens as jy op 'n vreemde plek kom en jy moet blyplek soek? As jy niemand ken nie. Wel, as daar vriende is, heel eers gaan jy hulle opsoek en kyk of hulle nie vir jou slaapplekke het nie. En dis wat Jesus en sy disippels gedoen het, want hulle het baie goeie verhoudinge met Lazarus en Martha en Maria gehad. Jesus het vir Lazarus 'n tydjie tevore uit die dood opgewek, en ek glo daardie hele gesinnetjie se harte was so vol dankbaarheid en opgewondenheid oor wat Jesus gedoen het, dat hulle vir hulle gesê het, ons deure staan vir julle oop, julle kan enige tyd hier kom en julle self tuis maak. En dan bied hulle vir Jesus en sy disippels sy ete aan, en Martha gaan uit haar pad uit om die lekkerste kos te maak om vir hulle te bedien. Maria gaan sit eers saam met Lazarus daar aan die tafel, saam met Jesus en die disippels, en terwyl hulle daar sit, toe kry sy 'n gedagte. Miskien het sy dit lank vooruit beplan, dit kon ook dalk 'n impulsiewe daad wees op daardie oomblik. Maar Maria besluit, ek wil iets spesiaals vir Jesus doen. Ek wil iets spesiaals vir hom wys. En sy staan op van die tafel en sy gaan haal 'n baie duur fles nardesalf. En sy breek dit oop, sy gaan kniel by Jesus se voete, en sy gooi dit oor sy voete. Nou volgens van die ander evangelies, Matteus en Markus, het sy dit nie net die olie op sy voete gegooi nie, maar ook van dit op sy kop. Nou nardes is 'n plant wat blykbaar in die Himalaya gebergtes groei, en wat moeilik is om in die hande te kry, en daarom is nardesalf geweldig duur. En dit is gewoonlik gebruik om priesters en konings en profete mee te salf. Die olie self sê hulle 300 silwerstukke of denarii gekos, wat gelykstaande was aan 'n hele jaar se inkomste, en dit was vir 500 milliliter van die olie. Met ander woorde, so 'n bietjie olie sou 'n jaar se inkomste wees. So Maria het oor tyd geld gespaar. Hoe lank gaan dit u vat om 'n jaar se salaris te spaar? Nie 'n jaar nie, want jy leef van daai geld uit, jy gebruik dit. Hoe lank vat dit om 'n jaar se geld te spaar? Maklik 5 na 10 jaar en langer. Maar ander woorde, 'n mens kan amper sê Maria het haar hele pensioen, al die geldjies wat sy oor jare bymekaar gemaak het, gevat om daardie dierolie te bekom met die doel om Jesus te vereer. Dit is so goed as om dit te vergelyk met iemand wat jou hele pensioen op een slag vir iemand anders te persent gee. Wie van ons sou dit doen? Ek dink niemand nie. Want dadelik gaan jy sê, joh, maar hoe gaan ek verder lewe? Ek kan dit nie gee nie, want hoe gaan ek lewe? Dis ons selfsug, ons dink eers aan onsself. Nie Maria nie. Sy vat alles wat sy het, die beste wat sy het, en sy gee dit vir Jesus. Dit
gaan my verstand te bowe. Daardie toewyding van hierdie vrou. Maria het nie omgegee om dit te doen nie. Maria het haar allerbeste vir Jesus gegee. Alles wat sy het. Ek deel met u 'n paar eienskappe van liefde. Liefde is uitspattig, dis oorvloedig. Dit het nie perke nie. Maria gee haar kosbaarste besitting vir Jesus, die nardesolie. En sy gooi nie net 'n bietjie op en meet en sit een kant nie. Sy gee alles en sy gooi tot die botteltjie leeg is. Dis alles. En die enigste hartseer is, jy kan nie nog meer gee nie, want jy het nie nog om te gee nie. En dis dieselfde liefde wat Jesus vir ons gewys het. Groter liefde het niemand as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Wat meer kan 'n mens vir iemand gee? 'n Tweede eienskap, liefde is nederig. Maria is nie skaam om daarvoor die disippels by Jesus se voete te gaan kniel in die posisie van 'n slaaf in te neem om hom te vereer en te verheerlik nie. Gewoonlik wanneer 'n koning of 'n priester of 'n profeet gesalf is, het die een wat die salwing gedoen het gestaan en die een wat die salwing ontvang het gekniel in 'n laer posisie. Maar Maria dink nie ek is so goed dat ek Jesus van bo af kan salf nie, ek doen dit van onder af by sy voete. Sy het nie omgegee. Liefde is nie selfbewus nie. Ja, hulle kan maar kritiseer, hulle kan maar sê wat hulle wil. Dit maak nie saak nie. Ek doen dit vir Jesus. As ander mense kom en vir my en jou kritiseer oor ons verhouding met Jesus, moet ons dit nie kop toe vat nie. Ons doen dit vir die Here, nie om deur mense gesien en geëer en geprys te word nie. Ons doen dit omdat ons die Here liefhet. Omdat ons respek en eerbied en dank en aanbidding vir hom wil wys. Maak nie saak wat ander sê nie. Hulle mag maar kritiseer. Maar dit moet by my wees soos 'n eend waar die water van die vere afrol. Liefde se invloed trek verder as die onmiddellike omgewing. Die hele huis is gevul met die geur en almal in die vertrek en in die huis het die geur van die liefde van hierdie offer geruik. So broer en suster, as ons begin doen en nie omgee wat ander mense kan sê of dink nie en ek doen my beste want ek doen dit vir die Here, dan gaan die geur en die liefde van daarvan uitgaan na buite. Dit gaan ander mense raak. Dit gaan hulle beïnvloed. Dit gaan hulle lewe en gesindheid verander en kan maak dat hulle ook voluit vir die Here wil gaan. So die voorbeeld wat ons stel met liefde is ontsettend belangrik. Maar nie almal kyk positief daarna nie. Ons lees van Judas Iskariot wat dadelik uit is daarop om haar te kritiseer. Nee man, sy doen nou verkeerde ding. Daai salf is vreeslik baie werd. Dit kon vir soveel geld verkoop word en die geld kon vir die armes gegee het. Waaraan dink Judas? Is nie 'n liefde vir die armes wat maak dat hy hierdie kritiek uitspreek nie. Hy sien homself as die arme ou. Want as daai geld in hulle beursie beland het, ons het gelees, Judas is 'n dief, hy het die beursie hanteer en hy het kort daar uit homself gehelp. So Judas soek sy eie voordeel in die situasie. Wat kan ek daar uitmaak? Kan ek dit in my eie sak steek? Hoe kan ek baat daarby? Gaan nie oor Jesus en die offer wat vir Jesus gebring word nie. Wat is Jesus se reaksie? Jesus kritiseer nie vir Maria nie. Hy sê niks negatief van haar nie. Jesus kom vir haar op. Hy het 'n besondere waardering vir dit wat sy gedoen het en hy sê sy het dit gedoen met die oog op sy begrafnis. Want hy weet dat binne 'n week word hy gekruisig en gee sy lewe vir sy vriende.
Jesus sê, julle die armes altyd by julle. En wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my, het julle nie altyd by my nie, by julle nie. En wat beteken hierdie opmerking? Die tyd om vir Jesus iets te doen, is beperk. Moenie wag totdat jy eendag voel om iets te doen nie, dan is die kans dalk verby. Nou is die tyd om iets vir Jesus te doen. Moenie uitstel en uitstel nie, en ook teenoor mekaar. Ons wag en wag en wag om vir iemand te sê, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, jy is kosbaar vir my, tot daar die een dood is, en dan koop ons 'n dierkus, ons koop 'n baie dierryker en 'n pragtige grafsteen, maar die een wat dood is, weet nie daarvan nie. Dan is dit te laat. Ons moet leer om ons geleenthede nou raak te sien om vir mekaar te sê, ek is lief vir jou, jy is kosbaar vir my, ek waardeer jou, en dink op watter maniere kan ons omgee vir mekaar wys. Kom ons gesels oor salwing in die Bybel. Salwing het 'n baie spesiale betekenis gehad. 'n Koning, 'n priester en 'n profeet is aan die begin van hulle amptstermyne gesalf deur iemand wat gewoonlik deur God aangewys is om dit te doen, of iemand wat in 'n meer senior posisie was. Dan was dit 'n teken van 'n besondere toewyding aan God om te sê, Here, ek onderwerp my aan U as die almagtige God, en ek wil U eer en dien in die werk wat ek nou verder gaan doen. Aan die ander kant is dit ook vir die mense rondom 'n getuienis van hierdie persoon is 'n amptelike aanstelling, hy's in 'n amptelike posisie. Hy het die mag en die gesag van God ontvang om te doen wat hy moet doen. So, wanneer Maria vir Jesus salf, dan word hy eintlik gesalf as koning, as priester en as profeet en as Messias. En net die volgende dag, dan ry Jesus Jerusalem in op die rug van 'n donkie, en hy vervul 'n Ou Testamentiese voorspelling, kyk, jou koning kom na jou toe, hy's nederig, en hy ry op 'n donkie, op die vel van 'n pakdier. In Johannes 12 vers 13 lees ons dat die mense het van hom gesê, hy is die koning van Israel. Die vorige dag is hy gesalf, en dan gaan hy in die finale Paasweek in, met die intog in Jerusalem, en hy word deur die mense uitgeroep as die koning van Israel. Jesus het na die tempel gaan kyk op daardie dag, en omgedraai en hy is terug Betanië toe. Die volgende dag is hy weer tempel toe, en hy jag die mense uit wat die tempel onteer. En die volgende dag is hy weer tempel toe, en hy sit daar op 'n plek en gesels met mense, en so een kant sien hy mense wat besig is om offers in houer te gooi. Hulle het nie soos ons diakens gehad wat rondgegaan het en vir mense gesê het en gesmeek het, asseblief tog gee iets vir die kerk, want die kerk het dit nodig. Die mense het die verantwoordelikheid besef, hulle het op hulle eie die inisiatief geneem om geld te vat en tempel toe te vat en dit in die tempelskatkis te gooi, en dit is gebruik vir die instandhouding van die tempel. En die ryk mense het party dit met 'n groot gebaar gedoen, almal moet sien, hulle kyk eers rond, wie sien my, en dan die geld uitgehaal en dit so ingegooi, dat almal kan sien hoeveel hulle ingooi. Die Here wil nie ons moet op so 'n manier te werk gaan nie. Dan kom daar 'n weduwee. En Jesus sien dat sy maskamerig is, en sy gooi die geldjies versigtig in, 2 klein muntstukkies, wat ons uit die Bybel het kry, dit was 2 oortjies, in Grieks is die woord lepton, en dis die kleinste bronsmuntstukke wat in omloop was. Om te wys hoe min dit was, sê hulle arbeider het ongeveer 64 oortjies per dag verdien. Nou hierdie weduwee gee 2 oortjies. Dis 'n fraks van wat 'n gewone arbeider op 'n dag verdien het. En Jesus praat mooi van haar. Dit verseker ek julle. Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander.
Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi. Maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Dit het die Dinsdag gebeur. Nou, ons het nou 'n kontras tussen twee persone, Maria aan die een kant en die weduwee aan die ander kant. Maria kom en sy gee 'n jaar se inkomste op een slag vir Jesus. Die weduwee kom en sy gee 'n oortjie wat baie min was. Maar Jesus sê, sy het basies alles wat sy gehad het gegee. So wat sê dit vir ons? Beide, al kan ons dit nie meet teen mekaar nie. Hy het die beste gegee wat hulle kon. En dit is waarna die Here kyk as hy na ons gesindhede kyk. God kyk nie na hoeveel en wat alles jy gee nie. Hy kyk nie na hoeveel en wat alles jy doen nie. Maar die gesindheid waarmee jy gee en doen. Wys dit liefde. Wys dit dankbaarheid. Wys dit toewyding. Dit is wat God raak sien en wat vir hom saak maak. Maria het 'n voorbeeld gestel wat onthou sal word. Jesus sê, dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word van wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Mense gaan weer en weer terugdink aan hierdie vroutjie by die huis, wat die beste vir Jesus gegee het, wat sy kon, en sy het dit gedoen nie om aandag by mense te soek nie, sy het dit nie gedoen om eer en aansien te kry by mense nie, sy het dit gedoen omdat sy vir Jesus lief het, en hom wou gelukkig maak. Dit is waar die Paasverhaal begin, met 'n vrou, 'n vriendin van Jesus, wat iets van waarde gegee het, nardesolie, wat haarself verneder het, deur Jesus se voete met hare te was en af te droog. In haar poging om Jesus te eer, het sy haarself voor almal verneder en dit het nie vir haar saak gemaak nie. Maria het verstaan waaroor dit gaan. Jesus Christus verdien ons alles, ons beste, en niks beter as die beste wat ek kan gee, is goed genoeg vir hom as ek werklik vir hom omgee nie. Jesus het gesê, mense gaan dit onthou. Wat sy gedoen het, sal onthou word tot 'n herinnering aan haar. Wat gaan mense eendag van jou lewe onthou, broer en suster? Het jy in jou lewe al enigiets van besonderse toewyding vir Jesus Christus gedoen? Wat is God vir jou werd? Of jy vir God? Maar God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Christus ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Christus het vir ons gesterf, toe ons nog net 'n gedagte was. Maar ons name was reeds in die boek van die lewe opgeskrywe. So wat is jy vir God werd? Hy het sy allerbeste gegee, sy seun, wat vir ons aan die kruis gesterf het, om ons vry te maak. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is die boodskap wat by die hele wêreld moet uitkom. As jy God werklik waar lief het, sal jy dit met ander deel. Jy kan nie stil bly nie. Jy wil nie stil bly nie. Ons wil vir mense vertel. Ons wil die kerk vol mense hê. Ons wil hê mense moet saam met ons kan hemel toe gaan. Teenoor elkeen wat stil bly, teenoor wie ek en jy stil bly, is daar iemand wat dalk hel toe gaan vir ewig. Die grootste en dierste geskenk wat jy vir iemand anders kan gee, wat jy ook vir God kan gee, is die siel en die lewe van iemand wat verlossing in Jesus Christus gevind het. So kom ons maak die beste gebruik van die Paastyd om vir mense uit te nooi. Kom skakel in, woon ons by einkomste by en ons bring mense by die Here uit.
dat hulle ook genade by die Here kan vind. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons het nie genoeg om U te bedank vir U liefde en genade teenoor ons nie. Ons besef dat dit U 'n geweldige prys gekos het, die lewe van U Seun Jesus Christus aan die kruis. Wat 'n aardige dood. Wat 'n pynlike dood het hy nie gesterf ter wille van ons nie. Ons weet dat ons alleen op daardie manier verlos kon word van sonde. En Jesus het nie gehuiwer om sy lewe vir ons af te lê aan die kruis, omdat daar geen ander manier is om by U uit te kom en kinders van U te kan word nie. Here, ons loof en prys U vir U liefde en genade in ons lewe. Dankie dat ons U van dag tot dag kan ken en dat U eerste na ons gekom het met die aanbod van genade. Dit is nie ons wat oulik is of goed is of slim is of mooi is of wat ook al nie. Maar U wil U liefde met die wêreld deel, met elke mens in die wêreld. Ons harte gaan vanoggend veral uit na Christene wat hulle self in moeilike omstandighede bevind. Mense wat in omgewings bly waar hulle ter wille van hulle geloof vervolg word, waar hulle in tronke gegooi word, waar hulle gemartel word, waar hulle sonder kos moet bly, waar hulle doodgemaak word. Nie omdat hulle hier iets verkeerd gedoen het nie, maar bloot omdat hulle 'n verhouding met U, die lewende God, het. Here, wees hulle genadig, geef hulle die krag. Ons bid dit ook vir ons, dat U ons die krag sal gee om getrou en gehoorsaam aan U te bly, tot aan die einde van ons lewe. Dat as daar misleiding kom, as daar gevaar kom, ons nie vir enige rede die rug op U sal draai nie. Here, ons besef aan die tekens van die tyd, dat die koms van Jesus al hoe nader kom. Dit kan enige tyd wees. Mag ons geliefdes, almal gereed wees, maar ons bid dit ook vir die wêreld daar buite. Ons bid dat U woord suiwer en waar verkondig sal word. Ons bid vir kerke wat op 'n dwaalspoor beland het en verkeerde dinge verkondig om vir mense te sê, jy kan God se genade koop en God sal jou seën. Ons weet dit is nie waar nie. Here, mag die waarheid triomfeer. Mag mense se ore oopgaan om die stem van U Heilige Gees te hoor. En ons bid dat hierdie Paasfeestyd wat kom, 'n besondere tyd van toewyding in elkeen van ons se lewe sal wees. Ons bid vir lidmate wat siek is, dat U vir hulle sal genees. Ons bid vir lidmate wat gesond geword het en sê dankie daarvoor. Ons bid vir huise waar daar nog rou en hartseer is, omdat 'n geliefde dood is. U alleen kan die vrede gee wat so groot is, dat dit alle verstand te bowe gaan. Here God, aan U kom toe die lof en die eer. Amen.